Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Kom ons praat oor daai moeilike goed waaroor niemand wil praat nie. Mens wil nie eens daaraan dink nie. Jy het in 'n proses geland waar jy in onmin is met iemand of iemand met jou. En jy word vals beskuldig of daar word valse goed aan jou karakter geplak vir 'n baie lang tyd. Kom ons gaan kyk na Spreuke 26. Wat sê die woord vir ons hoe om hierdie ding te hanteer? Spreuke 26 vanaf vers 1. Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by 'n dwaas nie. Dis baie keer baie 'n versigtige area om in te beweeg, om te besef, om nie eer te gee aan 'n dwaas nie. Vers 2. Soos die voeltjie wegfladder, soos die swaaltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak. Dit kom nie uit nie. Ok, nou wat dit beteken is, wanneer jy vlekloos is, en jy het nie aandeel nie en jy het nie skuld nie, daai vervloeking wat op jou gevloek word, kan geen houvas op jou kry nie. Dit kan geen impak maak op jou lewe nie, want jy skoon voor die Here. So dit beteken ook dat jy jou hart die hele tyd moet ondersoek en seker maak dat daar by jou geen woede is nie, dat daar by jou geen welis is nie, geen ek wil sê geen spoor van haatlikheid teenoor die persoon of selfs bitterheid teenoor daardie persoon nie. So wanneer jy suiwer en skoon is voor die Here en jy bly seën en seën en seën en jy begin nie nou optree uit weerwraak nie, maar jy tree op van goddelike liefde waar jy nog bid en die persoon seën en vra dat die Here hulle oë oopmaak, maar ook joune oopmaak en jou foute wys, dan kan daai vloek geen invloed op jou lewe hê nie. Vers 3. 'n sweep is vir die perd, 'n toom vir die esel en 'n roede vir die rug van die dwaas. Nou, as ons net gaan stil staan by 'n sweep is vir 'n perd en 'n toom is vir 'n esel, dan wil ek ook vir jou sê, om die heeltyd te moet tippie-tou om iemand en iemand se humeur en sy karakter, omdat hy alles verdraai, is ook nie van die Here af nie. Want jy word nou 'n gevangene van daai persoon se humeur. So, om voor die Here te kom en te sê, Here, laat my sê dit wat my gesê moet word, dit wat U wil hê, ek moet openbaar, dit wat U wil hê, ek moet aanspreek, dit wat U wil hê, ek moet in liefde mee optree. Laat my dit doen, sodat ek waaragtig nie hierdie juk, hierdie valse juk op my dra nie, maar dat ek doen dit wat U vir my sê. Vers 4. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. So moenie met hom saampraat nie. Moenie hom paai en sê ja, hy's reg, as jy weet, dis nie volgens die woord van God korrek nie. Kom dan eerder in liefde en sê nee, wag, hierdie werk nie heeltemal so nie. Hier is die skrif. Maar moenie met hom saampraat en hom toelaat om self op te pomp. As jy weet, hierdie pronkhane, om homself op te pomp of haarself op te pomp tot 'n pronkhaan. Vers 5. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. So, spreek daai sotheid aan, sê hoorie, hierdie is nie heeltemal korrek nie. Kom net met die waarheid. Vers 6. Hy kap sy voet af. Hy lei onreg wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas.
Moenie iemand vra om jou werk vir jou te gaan doen nie, gaan doen dit self. Maak seker, jy het gedoen wat die Here wil hê jy moet doen. Vers 7. Soos die bene van 'n lamme slap afhang, so is 'n spreek in die mond van die dwaas. So, hy mag dalk klink of hy wys is, maar dit kan hom nêrens heen vat nie, want sy verstand het nog nie vernuwe geraak nie. Vers 8. Soos een wat 'n klip in 'n slinger vasbind, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas. As jy eer gee aan 'n dwaase mens, is dit dieselfde as iemand wat daai klip vasgemaak, hy gaan in daai slingervel agterbly, hy kan niks raak skiet nie. Vers 9. Soos 'n doring wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, so is 'n spreek in die mond van die dwaas. Soos 'n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. Ons almal het al iewers iemand in diens geneem wat nie die regte persoon was nie, en ons het die prys daarvoor betaal. Hier praat die woord van die Here so duidelik daaroor. Wees maar bietjie stadiger om in diens te neem en maak goed navorsing voor jy dit doen. Vers 11. Soos 'n hond wat na sy braaksel teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophaal. Jy weet, om oor en oor dieselfde fout te maak, is soos 'n hond wat terugdraai na sy braaksel toe. Baie keer kry mens van hierdie mense wat 'n bietjie bravades het. Jy weet, en hulle is so vol van hulle self en so besig om hulle self te promoveer as 'n godheid. Wees versigtig om net toe te gee aan daai sinlose sotheid. Want om toe te gee daaraan beteken dat jy daarmee saamstem. En jy wil voor die Here rein staan. So om sagkens net te sê, ek hoor jou, beteken nie ek stem met jou saam nie. Ek hoor jou. Ek kies om nie 'n uitlating daaroor te maak nie. Soms is mens nie in die posisie wat jy dit wat jy glo of waarvoor jy staan op hy oomblik kan sê nie, want dit sou weer opvlam in 'n nuwe vuur. Vers 12. Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? En in vandag se lewe sien ons 'n hele paar van dit, waar mense so opvleend is en so vol van hulle self is en ek wil die Engelse woord gebruik, obligated is. Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. As jy dink jy's wys in jou eie oë, daar's meer hoop vir 'n dwaas as vir iemand wat wys is in sy eie oë, sê die woord. Vers 13. Die luiaard sê, daar is 'n leeu op die pad, 'n leeu op die plein. So hy dink allerhande verskonings uit om nie sy werk te kan doen nie. Vers 14. 'n deur draai rond op sy skanier, so die luiaard op sy bed. Hy gaan nêrens heen nie, net op dieselfde plek bly. Vers 15. Het die luiaard sy hand in die skottel gesteek, hy is te moeg om dit na sy mond te bring. Letterlik te moeg om homself te versorg. Die luiaard is wyser in sy eie oë as 7 wat verstandig antwoord. Hy wat die verbylopende hond aan die oor gryp, is een wat hom vererg oor 'n twis wat hom nie aangaan nie. Hoor mooi wat sê die woord. Moenie betrokke raak as iemand anderster met jou kom praat oor wat met hom gebeur het en waaroor hy ongelukkig is nie. Jy weet as jou hond aan sy oor gryp, gaan hy vir jou byt. So om betrokke te raak aan 'n ander een se geveg met iemand is soos om 'n hond aan sy oor te gryp. Geen hond gaan bly staan dat jy maar sy oor gryp nie, hy gaan vir jou byt. Vers 18. Soos een wat onverskillig 4 pile, dodelike pile afskiet,
So is die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel maar net. Jy weet, jy kan nie die heeltyd goed sê wat jy hoop die ou gaan tref, maar dan as hy dit nou hom tref, dan maak jy hierdie grappie van, ek speel maar net nie. Iewers gaan daai pile vir jou tref en gaan daai hele saak teen jou begin draai. As jy iets het op die hart om te sê, sê dit, maar vra die guns van die Here en vra die regte tyd. En maak seker jy het 'n afspraak gemaak om dit te kan sê, dat die ander persoon homself kan voorberei. Hier kom die belangrike ding, bedink jou woorde. Sit voor jou einddoel. Wat is jou einddoel? Jou einddoel moet altyd vrede in Christus wees. Unity, eenheid. Dit moet jou einddoel altyd voor oë wees. En die woorde wat jy kies om 'n moeilike saak mee uit te praat, moet die einddoel steun. Met ander woorde, moet vrede, liefde, harmonie en eenheid steun. Dan kyk ons na vers 20, dan kom ons presies op daai punt wat hy sê, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. Met ander woorde, as jy ophou hout op daai vuur sit, gaan hy iewers uitbrand. En as daar geen kwaadstokery is nie, bedaar die twis. So elke keer wat jy agterkom die ander persoon het seer gekry oor iets wat jy gesê het, of is ongelukkig oor iets, om te erken en te sê, ek erken jou gevoel, ek is jammer dat jy dit so geïnterpreteer het en seer gekry het. Ek het nie bedoel om jou seer te maak nie, ek het wat ook al jy dan bedoel het, en ek is jammer jy het seer gekry. Ek erken daai persoon se emosie wat hy in daai oomblik ervaar het. Vers 21, soos kole die gloed en hout die vuur laat opvlam, so is 'n twisgierige man om 'n twis aan te hits. Jy weet, baie mense is verslaaf aan die adrenalien van 'n geveg. En hulle veg, net om daai adrenalien te kan afskei, om hulle self te waardevol te bewys, te validate. En jy kan nie met so twisgierig, dis 'n gees wat beheer geneem het van daardie persoon. En jy kan om geen omstandighede toelaat dat jy die vuur is op daardie spesifieke saak nie, en op daardie spesifieke gesprek nie, want 'n twisgierige man of vrou gaan op enige manier iets soek om oor verder daai adrenalien af te skei en daai woede voort te sit. Vers 22. Die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye en dit gly af na die kamers van die binneste. As jy weet iemand is 'n kwaadsteker, hy kom altyd en jy weet kom saai onmin. Hoekom luister jy? Want daai goed gaan jou vertroebel in jou gees. Jy weet, baie keer kan mens sê, weet jy wat, ek het jou gehoor. En dan skies ek het nou werk om te doen. Of hoorie, verskoon my 'n oomblik, ek het net 'n paar dinge wat ek moet gaan doen. Dis belangrik. Vers 23. Silwerskuim waarmee 'n potskerf oorgetrek is. So is gloeiende lippe en 'n slegte hart. Jy weet, hulle doen hulle voor as die silwer van die lewe. Maar binnekant is hulle net 'n potskerf. Dit is net 'n oortrekseltjie. Soos net oorgeblaas. Is eintlik maar nog steeds fake. Stuur weg van sulke mense. En stuur weg van gesprekke van twis, of dat jy luister na 'n geskinder met sulke mense. Die hater fyns met sy lippe, maar in sy binneste koester hy bedrog. Hy sal met sy lippe vir jou vertel, jy is so wonderlik, jy is so fantasties, maar agteraf maak hy jou sleg. 25. As hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie.
want 7 gruwels is in sy hart. Wees versigtig. As iemand eenmaal vir jou gewys het wie hy is, glo hom. Ek wil hierdie weer sê en weer sê en weer sê. As 'n karakter vir jou gewys het wie hy is, glo hom. Menende, moet dan nie betrokke raak. Jy weet daai persoon sukkel met daai area in sy lewe. Partykeer onder die Christene kry ons dat mense in die kerk ander uitmekaar uitskinder. Moenie deelneem aan daai skindergees nie. As daai persoon vir jou gewys het wie hy is, moenie hom weer vertrou nie. Moenie hom inlaat nie. Jy weet wie daai persoon is. Jy gaan seer kry. Jy gaan verseker seer kry. Daai persoon het klaar gewys wie hy is. Hou nou aan bid dat daai persoon genees van daai area of in daai area beheer oor sy lewe kry. Vers 26. Al verberg die haat homself in die bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. So, daai boosheid gaan boontoe kom. Daai boosheid gaan jou wil potjie en jou wil terughou en jou wil slegmaak. Weet jy in Christus wie jy is? Doen moeite om uit te vind, wat sê die Here oor jou? Wat is sy droom oor jou? En moenie die leuen van Satan glo, want dit so glibberig oor sy lippe gly nie. Vers 27. Wie 'n kuil grawe, sal daarin val. En hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom. Moenie vir 'n ander ou 'n gat grou nie, jy gaan self daarin val. 28. 'n valse tong haat die wat hy verbrysel het, en 'n gladde mond bewerk ondergang. Ek wil hierdie baie sterk by jou los. Wees altyd gereed om te sê, ekskuus, ek het niks te sê nie. Ek is nie seker van die feite nie. Hoofstuk 27. Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Vers 2. Laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie. 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. 3. Swaar is 'n klip en die sand het gewig, maar die ergernis oor 'n sot is swaarder as al twee. 4. Woede is wreed en toorn kook oor, maar wie kan voor die jaloesheid stand hou? Ek en jy het almal al deurgeloop onder jaloesheid van iemand anderster. Vers 5 wil ek by jou los. Openlike teregwysing is beter as verborgde liefde. Dis beter om dat iemand voor jou kom sit en jou openlik kom sê, hoorie, jy maak hier en hier verkeerd en dit maak my seer of dit krap my om. As wat hy die hele tyd vir jou kom vertel, ek is so lief vir jou, jy is so wonderlik, jy is so cute, maar agteraf gaan sê hy hierdie goed vir iemand anderster. Vers 6. Die woorde deur een wat lief het, is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Jy weet, as iemand wat opreg lief is vir jou, met jou kom praat oor iets in jou karakter, wat nog moet groei, daai is ware liefde. Want daai persoon weet, hy staan 'n kans dat jy vir hom gaan kwaad wees, hy staan 'n kans dat jy dit nie gaan aanvaar soos wat hy dit sê nie, maar omdat hy jou lief genoeg het, en bekommerd is oor jou siel, kom hy en hy kom praat met jou. En daai is baie meer werd as die oorvloedige vleitaal van 'n vyand. Vers 7. 'n versadigde siel vertrap die heuningstroop,
maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is soet. So sorg dat jou gees honger is vir die woord van die Here. Vers 8. Soos 'n voël wat ver van sy nes af rondvlieg, so is 'n man wat ver van sy tuisplek af rondswerwe. 9. Olie en reukwerk verbly die hart, het so die aangenaamheid van 'n vriend, van wie welgemeende raad. Ja, laat toe dat jou vriende, wat jy weet sterk is in die Here, met jou praat en vir jou raad gee. Vers 10. Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Vers 11. Wees wys, my seun, en verbly my hart, sodat ek hom wat my smaad kan antwoord gee. Vers 12. As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf. Soos jy sien, daar's moeilikheid, moenie betrokke raak nie. Jy's mos skrander van verstand. Verberg jou, onttrek, gaan een kant toe. Vers 13. Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as pand vir 'n onbekende. 14. Wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word. Ja, ek en jy weet almal, as jy vroeg in die môre begin gil en skree, hallo, is mense nie so gretig om jou terug te groet nie. Vers 15. 'n aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën, en 'n twisgierige vrou is net eenders. As jy besig is om jou man te frustreer, omdat jy die hele tyd 'n rede soek om te twis of te kapittel, pas op. Pas op, jy word dalk 'n twisgierige vrou genoem. Stop dit. Stop dit en bring vrede in jou huis. Vers 16. Wie haar wil teehou, hou wind tee, en sy regterhand ontmoet olie. Menende dat dit is so glibberig, dit gaan nêrens heen nie. Vers 17. Yster slyp yster. So slyp die een mens die persoon van die ander. Jy weet, ek en jy kan weerstand bied en dit word moeiliker. Dis bedoel dat ons mekaar moet slyp en mekaar moet help om vorentoe te gaan. So dis beter dat ek en jy op die punt kom wat ons sê, okay, ek hoor wat jy sê, ek gaan daaroor bid. Ek gaan die Here vra om dit vir my oop te breek, sodat sy volheid daarvan in my kan gestalte kry, sodat daar nie manipulasie wat heksery is, daarmee saamgaan nie, maar dat dit God se plan is. Vers 18. Wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet, en hy wat vir sy heer sorg, sal geëer word. Jy dink in die werkplek, jy word nie raak gesien nie, en dit wat jy doen, ag, wie weet tog nou, en daai ding. Maar die woord van die Here sê, as jy vir jou meester, menende jou baas, sorg deur jou werk te doen en dit goed te doen, sodat hy goed lyk, dan sal jy geëer word. Vers 19. Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens. Jy weet, is daai oog vir 'n oog ding, 'n tand vir 'n tand, ek sien jou, jy sien my, ek meet my aan jou, maar ek en jy moet God se hart vir mekaar kry, waar ons die liefde van God vir mekaar het. Vers 20, die doderyk en die plek van vertering
word nie versadig nie. So word die oë van die mens nie versadig nie. Sien jy hoekom het ek en jy nodig om God se liefde vir iemand te hê? Want dan sal ons nie meet nie, ons sal nie mekaar judge, soos die Engelse woord, ons sal nie mekaar afkraak nie, want ons sal in mekaar wil belê dit wat God ons wys. Vers 21, die smeltkoers is vir die silwer en die oond vir die goud. So is 'n man volgens die roem wat hy geniet. Dis belangrik dat ek en jy toelaat dat die smeltkoers van God oor ons kom, sodat ons suiwer en rein en skoon kan word en meer blink. Jy weet, ek het jare terug goudsmitwerk gedoen. As jy daai blaasvlam op daai rou silwer sit, dis maar dof aanvanklik en dan word hy pikswart en dan skielik begin hy die blou en pink skynsel maak en die volgende oomblik as dit 'n liquid word, 'n vloeistof word, silwer 'n vloeistof van die hitte word, dan lyk dit of daai balletjie wat hy vorm skielik so op en dan hardloop die vuil goed af. En dit gebeur omtrent by tussen 900 en 1000 grade Celsius. Dan kom die suiwerste suiwer na bo. En dis wat ek en jy eintlik moet toelaat, dat die Here die suiwerste suiwer in ons na bo bring. Jy weet, ons kom baie keer in 'n dispuut en ons wil onsself regverdig. Maar jy moet toelaat dat die Here se suiwerste suiwer in jou na bo kom, sodat jy ook sal kan raak sien wanneer jy nie meer daai skoonste blink onder daai vuur is nie. En hoe meer ek en jy in die vuur bly, hoe meer ons daai liquid bly, hoe meer blink ons. En my boodskap is dit wat ek by jou wil laat, dat ek en jy die waarheid na bo sal bring, met die fokus op vrede in elke situasie. Dankie Here dat U krag vandag in ons elkeen gestalte kry, en dat U die gees van waarheid in ons die waarheid praat. Vader, dat ons onsself korrigeer met U waarheid, en eerste na onsself kyk, en die balk uit ons oog uithaal, voor ons die splinter uit iemand anders se oog probeer haal. Ons eer U Vader, en ons het U baie lief. Amen.